Goeiemôre gemeenskap van gelowiges, dit is vandag Woensdag die 18de September 2025. Hierdie week lees ons uit gedeeltes van Handelinge 2, wat eintlik maar oor die vroeë kerk gaan, en vanoggend vers 37 tot 42. By die aanhoor daarvan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God beloof het is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. Met nog baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor, laat julle red tussen hierdie ontaarde mense uit. Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop. En omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Nou, as ons hierdie eerste gedeelte lees, mense sou kon sê dat dit die geboorte sou kon wees van die kerk, dan is het belangrik om net miskien hier 'n paar punte met mekaar ook te deel. En eintlik waaroor hierdie gedeelte gaan is, hier ontstaan 'n gemeenskap wat Christus met mekaar deel. En hulle doen 'n klompie dinge. Nou, as ons net kyk na wat ons gelees het tot nou toe, dan kom ons agter een van die belangrike goed was dat hulle in gebed eensgesind volhard het. Kyk maar net Handelinge 1 vers 14. Mag ons dieselfde doen. Sonder gebed is ons magteloos en ons moet 'n eenheid ook tussen mekaar hê wanneer ons saam bid. Ja, hy was 'n bonatuurlike gebeurtenis. Handelinge 2 vers 2 tot 4 het ons gelees van wat gebeur het, die kragtige wind en die vlammetjies bokant mense se koppe toe die Gees uitgestort is op die mense. Op 'n gepaste tyd het hierdie bonatuurlike gebeurtenis plaasgevind. En natuurlik het dit almal se aandag getrek. En God kan natuurlik vandag ook nog steeds so 'n bonatuurlike krag aan ons demonstreer. Maar hy werk anders. Hy werk vandag deur ons en hy gebruik ons om eintlik ook steeds telkens, wanneer ons praat oor die Here het vir my 'n wonder laat gebeur, om daardie bonatuurlikheid van God se krag aan mense te demonstreer. Natuurlik het hulle in tale begin praat wat toe nou beteken dat wat hier nou gesê word is iets soos om te getuig oor die wonders van God, maar die 120 mense wat dit gedoen het, hulle het oor hierdie wonders van God in verskillende tale getuig. Mense kon dit almal hoor en verstaan. En hulle kon gedeel het wat hulle ervaar het, of miskien was dit oor God se verlossing in die geskiedenis. Eintlik kan niemand beswaar maak of ontken wanneer ons die ervarings deel van hoe God in en deur ons gewerk het nie. Mense kan ook vir ons oor goed wat jy sê, maar niemand kan dit ontken nie, want dis jou ervaring. En natuurlik is die boodskap bevestig. En hoe word dit gedoen? Wanneer Petrus praat, dan haal hy aan uit Joël en ook Dawid. Dit wil sê Handelinge 2 vers 16 en 25, waar hy die Ou Testament het aanhaal, om sy boodskap veral aan 'n Joodse gehoor te ondersteun. Net so het Paulus later van die Atheense digters aangehaal, toe hy na Athene gepraat het. So, ons mag en kan ons boodskap bevestig deur van die beloftes in die Bybel aan te haal en te sê, maar hier beloof God 'n ding en hier gebeur dit. En uiteraard ook hoe dit met ons op onsself van toepassing sou kon wees. Maar natuurlik die kern ook van vandag se gedeelte deel Christus. Petrus deel baie duidelik die verhaal van Jesus. Onthou, hy kan dit vertel, hy was daar. Die Handelinge begin waar hulle sê, ons was daar, ons het hom gesien, ons het hom gehoor en ons het aan hom gevat. So hy deel dan kortliks die lewe, die dood, die begrafnis en die opstanding van Jesus, wat dan eintlik deel evangelie uitmaak. En as mense dit weer wil gaan lees, 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 3. En hy wil herhaaldelik sê, hy sê dit telkens, dit is God se inisiatief. Dit het nie van mense afgekom nie. Dit is God se inisiatief. En hy wil graag aan die begin praat met die Jode, maar hy wil ook dit beklemtoon
dat van hier af, en ek dink dit kom dan ook die gedeelte uit Handelinge 1 vers 8 wat vir ons sê oor die hele wêreld. Van hier af gaan dit 'n rimpel-effek oor die hele wêreld hê. En dit het. Hier woon ons in Suid-Afrika en ons deel ook in hierdie selfde geloof. En dan bied dit ook hoop. Handelinge 2 vers 38 en 39. Die mense besef dan eers hulle behoefte. As hulle hierdie goed gehoor het en as hulle verstaan waar hulle is, dan het hulle 'n behoefte. En wanneer hy dit raak sien, Petrus, dan pleit hy by hulle om hulle te bekeer en vergifnis te vind. Net so wanneer ons 'n hinkering na hulp by mense sien, moet ons mense lei om in nederigheid en bekering op Christus te reageer, sodat hulle ook verlossing kan ervaar. En dan eintlik moet jy dan 'n verklaring kan maak, 'n getrouheidsverklaring, 'n bevestiging van wat jy sopas dan 'n besluit van geneem het om jou aan Christus te verbind. Wat is ons verantwoordelikheid? Om die goeie nuus te deel, en wanneer daar dan 'n hinkering na verandering is, moet ons liefdevol die hoop en vreugde van vergifnis in Christus aan mekaar bied. Nou ja, hier het ons nou baie gesê oor 'n kort gedeelte eintlik in Handelinge. Here, mag ons dit lees, mag ons dit hoor, mag ons daaraan dink, en as die geleentheid om voordoen, mag ons U Here Jesus met die wêreld deel. Amen.